Trigonometrie, algemene beginsels. Ok, so in hierdie video gaan ons nou kyk na ons nuwe graad 12 identiteite. Ons gaan kyk hoe om hulle uit te ken of te spot en hoe om hulle dan toe te pas of te gebruik en hoe om hulle te vereenvoudig. En die res van die trie gaan net soos die graad 11 trie gelyk, maar al wat nou bykom is ons nuwe graad 12 identiteite. So ons moet hulle baie mooi kan vaslê. Goed, so wat ons gaan nodig hê vir ons drie hoofstuk is weer eens ons spesiale driehoekies, ons kaasdiagram en ons graad 11 identiteite. En dan gaan ons nou ook kyk na ons nuwe graad 12 identiteite. So die eerste 4 waarna ons gaan kyk is ons saamgestelde hoek identiteite. So dit is wanneer ons 'n sin of 'n kos het hier aan die linkerkant en die sin en kos se hoek bestaan uit 'n kombinasie van twee hoeke wat of bymekaar getel word of van mekaar afgetrek word. Die A is enige hoek, dis ons eerste hoek, en dan die B is ook enige ander hoek en dis ons tweede hoek. En wanneer ons dan een van hulle sien, dan kan ons hulle uitbrei, soos hier aan die regterkant. Ok, so kom ons gaan kyk gou na voorbeeld 1, om nou te kyk hoe werk dit nou. So hier sê hulle vir ons, dat ons die volgende voorbeelde gaan moet vereenvoudig sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So hier sien ons nou sin x plus 60. So dit is 'n sin en dan het ons 'n kombinasie van twee hoeke en my eerste hoek stel my A voor en my tweede hoek stel my B voor. En so ek het nou 'n sin A plus B. So ek gaan nou daai identiteit gaan uitbrei of vereenvoudig. So nou gaan ons sê, dit gaan dan wees, sin x plus 60 gaan dan wees, sin A plus B is sin A, maar my A is nou 'n x. Dan cos B, maar my cos is nou 'n 60. Dan plus cos A, maar my A is nou 'n x, en sin B, maar my B is nou 'n 60. Dan het die som 'n tweede deel, minus sin x min 60, so ons gaan 'n minus hê, en ons gaan daai identiteit gaan inskryf in hakkies, en dit is dan 'n sin A min B, want dit is sin van twee hoeke wat ons van mekaar aftrek, so dit gaan daai een wees. So dit gaan dan wees, sin A min B is sin A, maar my A is nou 'n x, cos B, maar my B is nou 'n 60, minus cos A, maar my A is nou 'n x, sin B, maar my B is nou 'n 60. Goed, en daar het ons daai twee identiteite gaan uitbrei, en nou gaan ons net ons som vereenvoudig. So wat ons eerste moet doen is, ons moet die tweede gedeelte, die groen gedeelte net gou gaan uitmaal, want dis in hakies en dit het 'n minus vooraan. So dit gaan vir ons gee minus sin x cos 60, en dan gaan daai term 'n plus cos x sin 60 word. Ok, nou as ons verder gaan, sien ons dat die sin x cos 60 kanselleer uit, en ons bly dan oor met 2 cos x sin 60. Goed, en as ons nou mooi onthou, wanneer ons 'n 30, 60 of 'n 45 het, dan moet ons die antwoord gaan kry in ons spesiale driehoekies. So jy kan teruggaan na die bladsy waar ek die spesiale driehoekies geteken het, en dan gaan jy sien dat sin 60 is wortel 3 op 2. So sin 60 is wortel 3 op 2. Goed, en dan vir ons laaste stap kan ons net enige getalle wat nou langs aan daai cos x is, kan ons met mekaar maal. So ons moet 2 maal met wortel 3 op 2, en as jy dit gaan maal, dan gaan jy kry net wortel 3. En dan cos x. En daar is voorbeeld 1 gedoen. Goed, kom ons gaan kyk na voorbeeld 2. Hier het ons 'n sin plus cos. So dit is ook 'n saamgestelde hoek identiteit, maar dit is aan die regterkant wat ons daar moet raak sien. So nou moet ons teruggaan na ons rooi blokkie toe, en nou moet ons gaan kyk watse een is dit. Ons moet aan die regterkant kyk. So as ons nou daar kyk, is daar 'n identiteit wat sin cos is? Nee, daar is nie so 'n identiteit nie. Daar's wel 'n identiteit wat cos
sin is. So ons gaan eers hierdie wat hulle vir ons gee moet manipuleer of bietjie verander. So kom ons gaan ruil dit eers om. So nou gaan ons sê, dit is mos dieselfde as cos 20, cos 50 plus sin 50 sin 20. Want daar is 'n identiteit wat cos sin is, maar nie 'n identiteit wat sin cos is nie. So ons moet baie versigtig wees en ons moet seker maak dat die identiteit presies lyk soos dit wat op die formuleblad staan. En die volgende probleem is nou dat ons eerste hoeke wat ons A moet voorstel is nie dieselfde nie. Ons tweede hoeke wat ons B moet voorstel is ook nie dieselfde nie. So nou gaan ons hierdie twee terme moet omruil. En dan gaan ons hê cos 50 cos 20, so ons ruil net daai twee terme om en hierdie laaste term hou is net so sin 50 sin 20. So nou as ons gaan kyk, ons merk ons eerste hoeke, dis beide 50, so dis ons A en ons tweede hoeke is ook dieselfde en dit is dan ons B. So nou kan ons kyk, is daar 'n identiteit cos plus sin en ons eerste hoeke is dieselfde, ons tweede hoeke is dieselfde. Ja, daar is so 'n identiteit en ek gaan hom gou hier oorskryf. Hy is cos A min B. Want cos A min B is cos A cos B plus sin A sin B. So dit is die identiteit wat ons nou gaan gebruik, wat ons gaan afskryf. So dit gaan dan vir ons gee cos A wat 'n 50 is, minus B wat 'n 20 is. Goed, en as ons dit vereenvoudig, gaan dit dan vir ons cos 30 gee, en cos 30 kan ons gaan kyk in die spesiale driehoekies, en cos 30 is wortel 3 op 2. Reg, kom ons gaan kyk na voorbeeld 3. So daar staan cos sin cos. So daar is nie so identiteit nie, daar's wel 'n sin cos sin. So wat ons hier moet doen is, ons gaan beide van daai terme net so met omruil. Goed, so kom ons gaan doen dit. So ons gaan sê, ons ruil hierdie twee om, so dit gaan wees sin 10 cos 40 minus cos 10 sin 40. Okay, so sin cos sin. Daar is so identiteit, en kom ons gaan kyk, ons eerste hoeke is dieselfde, so dit kan ons A wees, en ons tweede hoeke is dieselfde, dit kan ons B wees. So die identiteit wat ons hier gaan gebruik, ek gaan hom weer hier neerskryf, dit gaan wees die sin A min B identiteit, want dit is sin A cos B minus cos A sin B. So dis die identiteit wat ons hier gaan gebruik. Goed, so dan gaan ons sien, dit gaan wees sin A min B, my A is 10 en my B is die 40. En dit gaan dan vir ons gee sin minus 30. Ok, nou het ons 'n negatiewe hoek. Onthou met negatiewe hoeke, wat moet ons doen met 'n negatiewe hoek? Ons moet 360 grade gaan bytel. En dan gaan ons dit vereenvoudig in ons cast diagram. 360 minus 30, dis in die 4de kwadrant en sin is daar negatief. So ons antwoord gaan wees minus sin 30. Ok, die 30 kan ons gaan kyk in die spesiale driehoekies. En dit gaan dan wees minus 1 op 2. Goed, voorbeeld 4. Ok, daar het ons 'n cos sin cos. So daar is definitief nie so 'n identiteit nie. So, wat ons hier kan doen, die tweede probleem wat ons sien is dat ons hoeke is glad nie dieselfde nie. Ons het 'n 15 en 'n 75, waarmee ons nie tevrede is nie, maar ons is tevrede met die 30. So wat ons hier gaan doen, is, ek gaan nou eerstens somme die cos 75, ek gaan nou daai twee terme omruil. En terwyl ek dit doen, gaan ek ook faktoriseer met 'n minus, want die eerste term mag nooit minus wees nie. So kom ons haal 'n minus uit, en dan gaan ek eerste die cos 75
kos 30 neerskryf. En dan gaan ons die kos 15 sin 30 neerskryf. Ok, en dan gaan ons nou ons kofunksies gebruik. En ek gaan nou daai kos 75 verander na sin 15. Ons kofunksiereël gaan ons daar gebruik. Want ons kan enige kos na sin toe verander, dan moet hulle hoeke net saam 90 maak. Ok, en die res gaan ek net so hou. En nou sien ons dat ons eerste hoek is nou dieselfde, dit is 'n 15, en ons tweede hoek is nou dieselfde, en dit is ons 30. En is daar 'n identiteit wat sê sin kos sin? Ja, daar is so 'n identiteit. Ek gaan hom gou neerskryf. Dit gaan wees sin A plus B is sin A kos B plus kos A sin B. So ons gaan hierdie identiteit moet gebruik. Ok, die minus bly net daar, en dan sin A kos B plus kos A sin B gaan wees sin A plus B, en ons A is 'n 15, en ons B is 'n 30. So daar gaan ons sê minus sin 45. En dan sin 45 gaan ons in die spesiale driehoekie gaan kyk, en dis 1 op wortel 2. Ok, en as jou antwoord se noemer 'n wortel is, dan moet ons die antwoord gaan rasionaliseer, wat beteken ons moet bo en onder gou met daai wortel gaan maal. So dan gaan ons finale antwoord wees minus wortel 2 op, en wortel 2 maal wortel 2 is 2. En daar is ons antwoord van voorbeeld 4. Goed, voorbeeld 5 is twee enkelsomme wat ons sonder 'n sakrekenaar moet oplos. En wanneer ons enige iets sonder 'n sakrekenaar moet oplos, die enigste manier wat ons dit kan doen, is as ons spesiale driehoekies kan gebruik, wat 30, 45, 60 of 90 is. Dis al wanneer ons iets, 'n numeriese waarde sonder 'n sakrekenaar kan oplos, net wanneer ons daai waardes het. Nou hierdie twee sommetjies het nie daai waardes nie. So wat ons dan moet doen, is ons moet dan 'n manier kry om die waarde wat hulle vir ons gee, wat ook nou nie 'n spesiale driehoekie is nie, ons moet dit opbreek in 'n kombinasie van ons spesiale driehoekie waardes. So met ander woorde, in plaas van 75, kan ons gaan skryf 75 is 45 plus 30. Want die 45 en die 30 is spesiale driehoekie waardes, en dit kan ons gaan uitwerk deur die spesiale driehoekie te teken. So nou gaan ons sin met 'n kombinasie van twee hoeke hê, so dit is 'n sin A plus B. So nou kan ons dit gaan uitskryf. So sin A plus B is sin A, my A is nou 45, kos B, my kos is 'n 30, plus kos A, my A is 45, en sin B, en my B is 'n 30. Goed, en nou kan ek elkeen van daai stukkies kan ek nou in die spesiale driehoekie gaan kry. So sin 45 in die spesiale driehoekie is 1 op wortel 2. Kos 30 in die spesiale driehoekie is wortel 3 op 2. Kos 45 in die spesiale driehoekie is 1 op wortel 2. En sin 30 in die spesiale driehoekie is 1 op 2. Goed, as ek my eerste term met mekaar maal ek my tellers met mekaar, dis wortel 3, en ek maal my noemers met mekaar, en dis 2 wortel 2. My tweede term, my tellers met mekaar gemaal is 1, en my noemers met mekaar gemaal is ook 2 wortel 2. En dan moet ek net alles op die KGV sit. So gelukkig is dit al klaar op die KGV, so ek gaan alles op 2 wortel 2 sit. En dan het ons nou hier wortel 3 plus 1. Ok, maar dan moet ons net ons antwoord rasionaliseer. So ons gaan nou bo en onder gaan maal met die wortels, of net met die wortel bo en onder te maal.
En ek gaan die boonste gedeelte net in hakkies sit. Ok, so as ek die wortel 2 nou gaan inmaal daar by die teller, wortel 2 maal wortel 3 is wortel 6. En wortel 2 maal 1 is wortel 2. 2 maal wortel 2 maal wortel 2 is 2 maal 2 en dit gaan 4 wees. Reg, kom ons gaan kyk na 5.2. Goed, dis 'n 15. Hoe kan ons die 15 opbreek sodat dit nie 15 is nie, want 15 is nie 'n spesiale driehoekie waarde nie. Hoe kan ons daai 15 opbreek? Ons kan sê in plaas van die 15 kan ons sê 45 minus 30. En dit gee vir ons 15 en nou is dit 'n dubbelhoek, 'n saamgestelde identiteit en dit is dan 'n A minus B, sin A minus B. So nou gaan ons daai identiteit uitskryf en dit gaan vir ons gee sin A wat 45 is, kos B wat 30 is, minus kos A wat 45 is, sin B wat 30 is. En nou gaan ons presies dieselfde doen. Sin 45 in die spesiale driehoekie is 1 op wortel 2. Kos 30 in die spesiale driehoekie is wortel 3 op 2, minus kos 45 in die spesiale driehoekie is 1 op wortel 2, spaar dieselfde as die vorige som, en sin 30 is 1 op 2. Goed, en ons maal ons tellers met mekaar en ons maal ons noemers met mekaar. Het gaan presies lyk soos 5.1, behalwe daar gaan net 'n minus tussen die twee terme wees. Ons gaan dit nou op dieselfde KGV sit. En dit gaan wees wortel 3 minus 1. En dan, omdat ons onderste antwoord 'n wortel in het, moet ons dit rasionaliseer, so ons gaan bo en onder maal met wortel 2. En dit gaan dan wees wortel 6 minus wortel 2 op 4. Goed, en dit is hoe ons numeriese waardes uitwerk sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, as dit nog nie 'n spesiale driehoekie se waarde het nie. Ok, kom ons gaan kyk na voorbeeld 6. So voorbeeld 6 is sin en kos wat by mekaar geplus word, maar hulle staan alleen. So dis glad nie 'n identiteit nie. So wat ons nou hier sien is glad nie 'n identiteit nie, maar ons klou is daardie wortel 3. So wat ons gaan doen, as ons 'n wortel 3 gaan sien, en ons het nog nie 'n identiteit nie, wat ons dan gaan doen, is ons gaan dit bietjie manipuleer, en ons gaan beide van die term deur 2 deel, want as ons wortel 3 sien, moet ons onthou dat wortel 3 op 2, wortel 3 op 2 is altyd 'n waarde in die spesiale driehoekie. So ons soek baie graag daai wortel 3 op 2, want dan kan ons dit gaan inruil vir enige iets in die spesiale driehoekie. So dis waarom ons hierdie som gaan deel met 2. Maar ons kan mos nie net iets deel met 'n getal nie. Ons moet onsself uitkanselleer as ons so iets van buite af doen. So ek gaan ook hierdie som maal met 2. So ek gaan hierdie som deel met 2 en dit maal met 2 om myself uit te kanselleer. En die rede waarom ek dit gaan doen, is ek wil baie graag daai wortel 3 op 2 hê. Daai wortel 3 is ons klou dat ons baie graag hierdie som wil deel met 2. Want die wortel 3 op 2 kan ons gaan inruil in 'n spesiale driehoekie vir 'n ander waarde, vir 'n trig, vir 'n sin of 'n kos. So as ons nou verder gaan, wat nou gaan gebeur, is die 2 daarbo gaan ons net so los. En nou gaan ons elkeen van daai terme apart deel met die 2 en ek gaan hom nou net onder die numeriese waarde skryf. Daar is mos 1 term en by die sin gaan ek die 2 net onderkant die 1 skryf wat eintlik langs die sin B staan. Goed, nou kan ons daai wortel 3 op 2 en die half kan ons nou gaan inruil in ons spesiale driehoekie. So as ons na ons spesiale driehoekie toe gaan, dan sien ons dat wortel 3 op 2 is of kos 30 of dit is sin 60. So dit maak nie regtig saak
wat se ene jy dit voor inruil nie, maar jy moet net, as daar 2 plekke is in jou som waar jy dit moet doen, moet jy net dieselfde hoek kies. So ek het nou gekies dat ek gaan die wortel 3 op 2 inruil vir kos 30, want ek sien dit is maar net die naaste identiteit waarvoor ek nou lus is. En dan die half gaan ons dan ruil, dit gaan of sin 30 of kos 60 wees, maar ek het nou klaar die 30 grade as my hoekie gebruik, so ek gaan definitief nou daar weer inruil vir 'n 30. Ok, nou kyk ons, is daar 'n identiteit kos plus sin? Ja, daar is so 'n identiteit en ons eerste hoeke is ons A, dis dieselfde, en ons tweede hoeke is die B en dis dieselfde. So die identiteit wat ons hier gaan gebruik is kos A min B, wat gelyk is aan kos A, kos B, so dis 'n kos, en dit gaan dan wees plus sin A, sin B. So dis die identiteit wat ons hierso kan raak sien. So daai antwoord gaan dan wees, die 2 bly hier voor, en dan gaan dit wees kos A min B. My A is 'n 30, en my B is 'n B. Goed, en daar het ons dit vereenvoudig. Ons kan nie verder as dit gaan nie. Reg, voorbeeld 7. Ok, sin 50 plus kos 50 maal tan 20. Ok, dit lyk ook nie so lekker nie, dit lyk nie soos 'n identiteit nie. So, wat kan ons daar doen? Wel, heel eerste sien ons dat die tan alleen is 'n identiteit, so ons moet altyd eerste, as ons enige identiteite sien, moet ons hulle uitskryf. So in plaas van die tan 20, gaan ons sê dit is sin 20 op kos 20. En as ons dit so skryf, dan sien ons maar, hierdie is eintlik een ding, so ons kan daai kos 20, kan eintlik onder beide van daai terme kom. Ok, en nou, die oomblik as ons een breek in enige som sien, dan word die hele som eintlik 'n breeksom, wat beteken ons moet nou alles op die KGV sit. En ons KGV is dan nou kos 20. Goed, so ons moet nou daai sin 50 gaan maal met 'n kos 20. So nou gaan ons gaan sê, sin 50 maal kos 20, plus kos 50 maal sin 20. So al wat ons nou gedoen het, as ons een breek of meer breuke raak sien, moet ons onmiddellik die som op die KGV gaan sit. En nou sien ons, daar het nou uitgekom, daarbo is nou 'n identiteit, wat daar nie voorheen was nie. Dis sin kos, kos sin, en ons eerste hoeke is 'n A, dis dieselfde, ons tweede hoeke is 'n B, dis dieselfde. So die identiteit wat ons hier gaan gebruik, is sin A plus B, want sin A plus B is sin A kos B plus kos A sin B. So dis die identiteit wat ons daar gaan gebruik. So nou gaan ons dit invul. En dit gaan dan wees sin A plus B, my A is 'n 50 en my B is 'n 20. Onder die lyn het ons net 'n kos 20 en dan as ons dit vereenvoudig gaan ons sê sin 70 op kos 20. En nou vir ons laaste stap, wanneer ons 'n sin en 'n kos sien, wat skerphoeke is, wat nie dieselfde hoek is nie, moet ons net uitkyk of dit nie dalk kofunksies van mekaar is nie. Met ander woorde, maak daai twee hoeke nie dalk saam 90 nie. En ja, dit doen, en as dit doen, dan kan ons een van hulle gaan verander met 'n kofunksie. So ek gaan ons met daai sin 70 gaan verander na kos, en wat word hy dan? Hy word dan 90 minus dit wat hy was, so hy was 70, so hy word nou 20. En dis hoe ons die kofunksies doen. So ons moet altyd net uitkyk vir dit, want dit gaan ons net help om die som baie mooi te vereenvoudig, sodat iets kan uitkanselleer. Goed, en dan kom ons kyk net gou na ons dubbelhoek identiteite. So dit is wanneer ons 'n sin en 'n kos sien, en die hoek is 2 maal iets. So dis dubbeld iets.
So sin 2a aan die linkerkant gaan wees 2 sin a cos a. Onthou, ons moet by al ons identiteite ons moet uitkyk vir die linkerkant, sin 2 maal iets. En ons moet ook uitkyk, wanneer ons 'n sin en 'n kos langs mekaar sien met dieselfde hoek, maal met 'n 2, dan moet ons weet, maar dit gaan dan sin 2a wees. So ons moet beide kante altyd kan uitken. Dan cos 2a, cos 2 maal enigiets. Nou die identiteit het 3 opsies. Okay, so dit het 3 opsies en ons moet ook elkeen van hulle baie mooi bestudeer, want as ons hulle raak sien, dan moet ons weet dat hulle word weer daai cos 2a aan die linkerkant. Okay, so kom ons begin. So die eerste voorbeeld, cos 2b plus 1. So ons sien onmiddellik dat daar 'n cos 2b is. So nou moet ons een van die cos identiteite gaan kies. So wat een gaan ons kies? Wat ons gaan doen as ons moet besluit watter cos identiteit ons gaan kies, is ons moet kyk wat langs aan staan. As daar 'n sin langs aan staan, gaan ons die sin identiteit kies. As daar 'n kos langs aan staan, gaan ons die kos identiteit kies. En as daar sinne en kosse langs aan staan, gaan ons die derde identiteit kies. As daar 'n plus 1 langs aan staan, soos wat ons hier het, gaan ons die identiteit kies met 'n minus 1 in. So ons gaan in hierdie geval die identiteit kies. As daar nou 'n min 1 langs aan daai cos 2b gestaan het, dan moes ons hierdie identiteit kies, want ons wil die identiteit kies wat daai ene kan wegvat of elimineer. Okay, so nou sien ons daar staan 'n plus 1 langs aan ons identiteit, so die identiteit wat ons gaan kies is die identiteit met 'n min 1 in, sodat die ene kan wegval. Okay, so daar het ons die identiteit uitgeskryf, en hier is die res van die som. Daar moet 'n b wees. Okay, en dan wat hier oorbly, die ene kanselleer uit, en nou het ons 2 cos kwadraat b op 2 cos b, die 2's kanselleer uit, en cos kwadraat b bo en cos b onder, so die cos b kanselleer uit met een van die cos b's bo, so ons antwoord is dan net cos b. Okay, nommer 2. Cos kwadraat van 'n hoek minus sin kwadraat van 'n hoek. Wat is dit? Dit is hierdie identiteit, dis die regterkantse identiteit, maar ons a is nou 15. So dit gaan dan wees cos 2a, maar ons a is nou 15. Hier gaan ons hoek net mooi maak, so dit gaan wees 30, en cos 30 in ons spesiale driehoekie is wortel 3 op 2. Goed, nommer 3. Okay, as ons eerste kyk ons altyd vir identiteite. Daar is niks identiteite nie. En nou sien ons daar's 'n breek. So as daar een breek is of meer breuke, dan moet ons dit op dieselfde KGV sit. So ons KGV in hierdie geval gaan wees sin 14 cos 14. So dit beteken dat bo gaan staan sin 42 wat ek moet maal met 'n cos 14 en daar gaan staan cos 42 wat ek moet maal met 'n sin 14. Okay, en hierso sien ons nou daarbo is 'n saamgestelde hoek identiteit. Dis sin cos, cos sin. My eerste hoeke is 'n A, my tweede hoeke is 'n B, dis dieselfde. En onder die lyn sien ons daar staan 'n sin maal 'n cos, hulle het dieselfde hoek. So waaraan laat dit ons dink? Dit laat ons dink aan hierdie identiteit. Dit is 'n sin maal 'n cos met dieselfde hoek, maar ons kort iets. Ons kort 'n 2 daaronder, sodat ons daai identiteit kan gebruik. So wat ons weer eens gaan doen, ons gaan dit bietjie manipuleer, en ons gaan 'n 2 daar sit, maar omdat ons 'n 2 onder die lyn sit, moet ons onsself uitkanselleer, en ek gaan bo ook 'n 2 sit. So ons sit onder 'n 2, sodat ons 'n identiteit kan kry, ons manipuleer dit, maar dan moet ons onsself uitkanselleer. So bo gaan dan staan 2, want daai 2 moet daar bo bly, en daai identiteit sin cos minus cos sin, gaan word sin A minus B. Ons A is 42, en ons B is 14. En onder die lyn, 2
sin 14 kos 14 gaan word sin 2 maal ons a wat 'n 14 is, want dit is nou daai eerste dubbelhoek identiteit. Goed, en as ons dit gaan vereenvoudig, dan gaan dit wees 2 sin 28, en as ons daai onderste vereenvoudig, is dit ook 28. So die sin 28 gaan uitkanseleer, en ons bly dan net oor met 'n 2. Goed, voorbeeld 4. Hier is nou minus kos kwadraat 15, minus sin kwadraat 15. Ok, so daar is nie so 'n identiteit waar beide terme minus is nie. So, as beide terme minus is, wat ons dan moet doen, ons moet faktoriseer met 'n minus, want ons wil altyd ons eerste term positief hê. Want daar is nie een identiteit waar die eerste term 'n negatief is nie. Ok, nou as ons sien dat ons faktoriseer nou met 'n minus, en beide terme is nou positief, nou sien ons, dit is glad nie hierdie identiteit nie. So wat se identiteit is dit dan? Dit is ons graad 11 identiteit. Kos kwadraat plus sin kwadraat is 1, dis 'n graad 11 identiteit, nie 'n graad 12 identiteit nie. So hierdie antwoord gaan wees minus 1. So versigtig, hulle wil jou de mekaar maak met jou graad 12 identiteit, die ene, kos kwadraat minus sin kwadraat, wat kos 2a gaan wees. Hulle wil jou de mekaar maak tussen daai ene en die graad 11 identiteit, wat kos kwadraat plus sin kwadraat is. So wees net op die uitkyk vir dit. Goed, kom ons kyk na die volgende paar sommetjies. 1 minus 2 kos kwadraat van 'n hoek. Ok, nou daar is nie so 'n identiteit nie. Daar's wel 'n identiteit, as ons nou terug gaan na ons blokkie toe, wat sê dat 2 kos kwadraat a min 1, wat eintlik in ons blokkie aan die regterkant staan, ek skryf dit net nou aan die linkerkant, is kos 2a. So dit is die identiteit wat ons graag wil hê. Hy lyk baie soos daai ene, maar hy's nog nie hom nie. So ons gaan dit eers met manipuleer deur te faktoriseer met 'n minus. So ons gaan faktoriseer met 'n minus, en ek gaan eers daai ouetjie neerskryf. En nou sien ons, nou lyk dit soos die identiteit op die formuleblad. So dit gaan dan wees minus kos 2, en my a is nou x op 2. So dit gaan wees minus kos x, want ek vereenvoudig dan net daai hoek. Ok, volgende ene. Ons het nou amper so 'n enetjie gehad. Dis 'n sin maal 'n kos met dieselfde hoek. Ok, so daar is nie so 'n identiteit nie, maar daar's wel 'n identiteit wat sê dat 2 sin van 'n hoek maal kos van 'n hoek, as dit dieselfde is sin 2a. So ek het nou dit wat aan die regterkant staan op die formuleblad net aan die linkerkant neergeskryf. So ons wil graag hierdie identiteit gebruik. Dit lyk baie soos die ene. So ons gaan dit weer met manipuleer. Wat kort ons daar? Ons kort 'n 2. So kom ons sit 'n 2 daar. Nou lyk hy mos soos 'n identiteit, maar dan moet ons net onsself uitkanseleer. So ons gaan ook deel met 'n 2. Ok, en dan gaan ons hê sin 2 van my a, wat 'n 15 is, op 2. En dit gaan dan wees sin 30 op 2. En sin 30 in my spesiale driehoekie is 'n half. So ons het 'n half op 2. En 'n half gedeel deur 2 is 'n half maal 1 op 2. En dit gaan vir ons dan 'n kwart gee. Goed, nommer 7. Kos kwadraat 15, kos kwadraat, 2 kos kwadraat van 'n hoek. So, soos watter identiteit lyk dit? So, dit lyk nie soos een van die identiteite nie, maar dit lyk die naaste aan daai ene daarbo. So, wat kort ons? Ons kort 'n minus 1. Ons kort 'n minus 1, dan lyk hy soos daai identiteit, maar ons moet onsself uitkanselleer, so dan moet ons 'n 1 bytel. So, hierdie gedeelte gaan 'n identiteit wees, en dan moet ons net onthou van daai plus 1 wat ons ook bygesit het om onsself uit te kanselleer. So 2 kos kwadraat 15 minus 1, dit gaan 'n identiteit wees.
en dit gaan wees cos 2a, my a is 15. En dan is dit hierdie 1 hier, so wat hier oorbly, en dit gaan dan wees cos 30 plus 1. Cos 30 is 'n spesiale driehoekie, dit gaan wees wortel 3 op 2 plus 1. Ok, nou moet ons net alles op die KGV gaan sit, so dit gaan wees wortel 3 plus, en dan as ons daar op die KGV sit, gaan dit wees 2. Goed, voorbeeld 8, dis 'n half minus sin kwadraat 22,5 grade. So weer eens, daar's 'n breek in hierdie som. So eerste gaan ons dit op die KGV moet gaan sit. Die KGV is 2, en dit gaan wees 1 minus 2 sin kwadraat 22,5 grade. Ok, wat se identiteit is dit? Dit is ons cos dubbelhoek identiteit, wat sê cos 2a is 1 minus 2 sin kwadraat van 'n hoek. So ons gaan hierdie identiteit gebruik. So dit gaan dan wees cos 2 van my a, maar my a is nou 22,5 en dis alles op 2. En dit gaan dan vir ons gee cos 45 op 2. En dan moenie vergeet van die spesiale driehoekies nie. Cos 45 is 1 op wortel 2 en daai 2 wat klaar onder die lyn is, bly net hier onder die lyn. Ok, en dan moet ons net ons antwoord rasionaliseer, so ons gaan bo en onder moet maal met 'n wortel 2, so dan gaan ons antwoord wees wortel 2 bo en 2 maal 2 onder gaan dan wees 4, want wortel 2 maal wortel 2 is 2. Goed, dan ons laaste som. Ons sien geen identiteite nie, maar dis hakies. Hakies moet ons altyd eers uitmaal. Net soos breuke moet ons altyd op die KGV sit, hakies moet ons altyd eers uitmaal. So kom ons maal hierdie uit. So sin maal sin is sin kwadraat. Sin maal cos is positief sin cos. Dan minus weer 'n sin maal cos. Ek gaan maar net die sin aanhou eers te skryf. En dan laastens minus cos maal cos is cos kwadraat. Ok, hier sien ons nou dat daai twee middelse terme kanselleer uit. En nou het ons 'n sin kwadraat minus 'n cos kwadraat. Sin kwadraat minus 'n cos kwadraat. So dit lyk baie soos hierdie identiteit. Dit lyk soos die, ek gaan ons nou hier neerskryf, cos 2a, een van sy identiteite is mos cos kwadraat van 'n hoek minus sin kwadraat van 'n hoek. So dit lyk baie soos daai ene. Maar ons tekens is net nie 100% korrek soos daai een op die formuleblad nie. So ons gaan 'n minus faktoriseer. Ek gaan eers my cos dan nou neerskryf, want hy word positief. En as ek faktoriseer met 'n minus, gaan daai sin dan nou negatief word. En dan lyk dit soos daai identiteit. So dan gaan dit wees minus cos 2 van my a, en my a is 22,5. En dit gaan wees minus cos 45. En in ons spesiale driehoekie gaan dit dan wees 1 op wortel 2. So dan moet ons net daai antwoord rasionaliseer, en dit gaan dan bo en onder gemaal word met wortel 2. So ons finale antwoord is minus wortel 2 op 2. En dis voorbeeld 9.